So die vraag wat ek vanoggend wil vra. Bevestig die wetenskap die Bybel? Nou dit is my oortuiging dat ons geloof en God en die wetenskap nie as uitsluitende en eksklusiewe alternatiewe teenoor mekaar gestel moet word nie. Die verabsolutering van geloof of die wetenskap ten koste van die ander is eintlik heel onnodig en verkeerd. Maar godsdiens het nie altyd die wetenskap gesien as 'n vriend nie. En julle vir eeue lank was daar party teoloë wat wetenskaplike ontdekkings teëgestaan het, omdat dit hulle uitleg van die Bybel bedreig het. En in vandag se tyd sien ons eintlik dat die pendulum na die ander ekstreem toe geswaai het, want ons sien nou dat daar is sommige wetenskaplikes wat nou weer gelowiges probeer oortuig dat hulle die Bybel moet laat vaar as ons bron van waarheid. So my vraag staan nog steeds. Staan die wetenskap en die Bybel teen mekaar? Nou daar was 'n opname gedoen in 2019 oor die verhouding tussen die wetenskap en godsdiens. En die resultaat was baie interessant. Dit het gewys dat net 32% van wetenskaplikes in die Verenigde Koninkryk glo dat daar 'n konflik is tussen geloof en die wetenskap. In Amerika was dit net 29%. So dit sê vir my dat die meerderheid van wetenskaplikes glo nie eers dat daar 'n stryd is tussen die wetenskap en tussen geloof nie. Nou, die groei en ontwikkeling van die wetenskap moet ons nie sien as 'n bedreiging vir die Bybel nie. Julle, die wetenskap hoef nie te bewys dat die Bybel waar is nie. Want die Bybel kan met niks vergelyk nie. Ek dink ons weet dit nou al teen hierdie tyd. Die Bybel kan met niks vergelyk nie. Die woord van God is ewig. En dit vereis nie wetenskaplike bekragtiging nie. Die Bybel is gesaghebend op sy eie. Dit is die rigtingwyser, dit is die baken wat wys na Jesus. Die begin en die volëinder van ons geloof, soos wat ons weet Hebreërs sê. Maar die wetenskap kan wel die Bybel bevestig. Dit kan bevestig dat die Bybel betroubaar is. Dit kan bevestig dat die Bybel geloofwaardig is. En dit versterk ons geloof. Dit vul my persoonlik met 'n huweling om te weet hoe standvastig die waarheid is waaraan ek leef. En so ek wil dit duidelik maak, ons het nie nodig dat die wetenskap die Bybel se akkuraatheid hoef te bewys nie. Maar ek is dankbaar dat die wetenskap dit bevestig, want dit los my in 'n verwondering oor die God van die Bybel. Maar julle, ek wil ook dit duidelik maak vir ons vanoggend, ons gaan ten diepste nie 'n beter verhouding met die Here hê en meer oor hom leer ken deur menslike logika en bewyse en eksperimente nie. Maar eerder deur 'n persoonlike ontmoeting met Jesus. Julle, as ons hom regtig begin soek vir wie hy is. En ek praat nie van jy wil net iets van hom hê wanneer jy hom nodig het nie. Ek praat van wanneer jy waarlik die Here soek vir wie hy is, sal hy homself aan jou openbaar deur die werking van die Heilige Gees en jy gaan weet dat jy weet dat jou lewe nooit weer dieselfde gaan wees nie. So ek wil dit baie duidelik maak vanoggend, die wetenskap kan my wys
na Jesus. Dit kan my dalk help om Jesus te verstaan, maar wat my lewe gaan verander, is 'n ontmoeting met Jesus. Dit is hoekom ons baie mense sien, wat met kopkennis rondloop, maar hulle lewe verander nie. En ek wil vandag vir jou sê, ek is so seker oor my geloof in Jesus, dat ek weet, ek sal nie net vir hom sterf nie, maar ek sal vir hom lewe. Hoekom het ek geen twyfel nie? Nie as gevolg van wetenskaplike bewyse nie, maar ek het geen twyfel nie, want ek het 'n ontmoeting met hom gehad. En daai ontmoeting met hom is vir my meer 'n realiteit as hierdie preekstoel waaraan ek vashou. Want hierdie preekstoel sal nog onder my uitgee. But God has never failed me. So bewyse en die wetenskap kan jou wys. Maar is 'n ontmoeting met Jesus wat jou lewe gaan verander. En julle, die God van die Bybel kan nie in konflik wees met die wetenskap nie. Hoekom? Want hy is die outeur van albei. Hy is die outeur van albei, so dit kan nie in konflik mekaar wees nie. Die wetenskap word gesien as deel van die algemene openbaring van God. Soos die skepping. Die Here openbaar homself deur sy skepping. Maar die Bybel aan die ander kant is die besondere openbaring van God. So die twee is nie in konflik nie. Die een is net 'n algemene openbaring en die ander een is 'n besondere openbaring. Maar hier is die wonderlike ding van die Bybel. Dit kan nie bevorder word nie. Die Bybel kan nie verbeter nie. Ons kan dalk leer om dit beter te verstaan. Ons kan dalk meer oor Jesus leer. Maar die Bybel kan nie bevorder of verbeter word nie. Aan die ander kant is wetenskap 'n onvoltooide projek. It is like they say, science is a work in progress. It is never finished. Nou wat wel vir my wonderlik is om te sien hoe dieper en meer intensief wetenskaplikes in hulle spesialiteitsveld ingaan. Hoe nader kom hulle aan die een wat die bron en die oorsprong van alles is. En dis vir my wonderlik om te weet dat selfs wetenskaplikes, wetenskap kan hulle wys na Jesus. Maar dit is die Bybel wat onveranderd is. Dit is Jesus wat ons waarlik kan verander. Nou, in ons moderne tyd waarin ons nou leef, julle, ek dink dit is geen geheim nie, die wetenskap maak groot vooruitgang. Die wetenskap, daar's die heeltyd ou teorieë moet plek maak, die heeltyd vir nuwe dinge. Dit wat eens beskou was as feite, word nou gesien as foutief. En is eintlik bietjie snaaks. As jy daaraan dink, wetenskapshandboeke moet die heeltyd hersien word. En ek praat nie van die 1800s of die 1900s nie, ek praat van 'n paar jaar terug se wetenskapshandboeke moet hersien word. Want dit is hoe vinnig die wetenskap of ons verstaan van die wetenskap ontwikkel. Maar julle, die Bybel is nie 'n wetenskapshandboek nie. Dit hoef nie hersien te word nie. It doesn't have to be updated. Die Bybel is nie 'n wetenskapsboek nie. Dit is wel 'n handleiding oor hoe om 'n verhouding met ons Skepper te hê. Maar wat tog vir my wonderlik is dat die wetenskaplike kwessies en beginsels wat die Bybel wel oor praat, is merkwaardig. Dit is merkwaardig. Nou, ons hoor ook gereeld dat moderne wetenskap nie saamstem met die Bybel nie. Ek dink elkeen van julle het al gehoor. Dat mense sê, ja, maar dit is nie reg wat die Bybel sê nie, of wetenskap praat teen dit. Wat doen ons in so 'n situasie? Want ek het nou net gesê, die wetenskap en die Bybel
kan nie eintlik in konflik wees nie. So wat doen ons as die wetenskap en die Bybel lyk of dit in stryd is? My opinie? Wees geduldig en gee die wetenskap tyd om bietjie op te vang. Maar in alle ernstigheid, julle, wanneer ons sien die twee stemnies of hulle is in stryd, is daar twee kante waaraan ons moet dink. Aan die een kant moet ons onthou, die wetenskap is nie 'n afgehandelde produk nie. Ons moet onthou dat die wetenskap is nie 'n absolute realiteit nie. Ons moet onthou dat die wetenskap se grense word bepaal deur die grense van ons sintuie. Asseblief onthou dit, wetenskap kan net meet wat in die fisiese wêreld, wat in die waarneembare wêreld gebeur. Hou dit altyd in gedagte. Dis nie afgehandeld nie. Dit kan net meet wat fisies met ons sintuie gemeet kan word. So gee die wetenskap tyd. Maar aan die ander kant, ons moet ook die Bybel in die tyd geleef en in die konteks verstaan en dit reg interpreteer. Wanneer ons wetenskap verstaan en ons die Bybel reg interpreteer, sal jy sien, daar is nie konflik nie, want hulle is deur een skrywer geskryf, een skepper. Nou ek wil vandag net 'n handjievol praktiese voorbeelde vir julle gee, waar die Bybel die voorganger was vir die mediese wetenskap. Ek wil vandag by mediese wetenskap fokus. Nou daar is soveel inligting daar buite wat merkwaardig is en ek dink baie van julle het al van die groot goeters gehoor. Maar ek gaan nie vandag op die groot goed fokus nie. Selfs as julle die eerste 5 boeke van die Ou Testament gaan lees, gaan julle monde gaan oophang oor al die voorbeelde daar van die mediese wetenskap wat al klaar daar plaasgevind het. Maar ek gaan opsetlik vandag voorbeelde noem wat met respek gesê belaglik klink. Want dis wat ek graag wil bewys vandag. That our God is not just the God of the big things, he's also the God of the small things. Ons kyk partykeer die kleiner dinge mis. Maar ons besef nie, die Here het selfs aan die klein dinge gedink. Nou asseblief ook, julle onthou dat wat vandag as algemene kennis beskikbaar is, of wat ons dink is algemene kennis, was vir eeue lank nie die norm nie. Okay? Net soos wat ons partykeer lag oor die boererate en bygelowe van ons vorige generasie, né? Soos byvoorbeeld, ek onthou, as kinders het ons almal geglo, jy gaan verkoue kry as jy met nat hare buite toe gaan. Né? En ek is doodseker julle almal het 'n paar voorbeelde wat julle vir my kan gee wat ek ook seker oor lekker sal lag. Maar ons het dit vas geglo, maar ons weet vandag dit is nie die waarheid nie. Dis nie hoe jy verkoue kry nie. Nou as die Here nog nie gekom het oor 'n eeu van nou af nie, beloof ek jou dat die mense oor 'n eeu van nou af gaan vir ons lag oor die dinge wat ons gedink het is die waarheid. Okay, so ek wil hê julle moet net hierdie in gedagte hou. Maar julle, die basiese beginsels van die Bybel is altyd akkuraat en voor sy tyd. Want dit is deur die skepper van die heelal gespreek. So hier's 'n paar voorbeelde. Die eerste een, bloed. Van antieke Egipte deur die middeleeue tot en met die 18de eeu het dokters en geneesheere vasgeglo dat meeste siektes en kwale 'n resultaat is van te veel bloed in die liggaam. En dit het gelei na 'n prosedure van bloedlating, bloodletting. Maar vandag weet ons wat? Dat bloed is dikwels dit wat die siekte veg. Dat bloed is dit wat die weefsel laat groei en herstel,
wat voeding bring. So as hulle maar net bietjie vroeër Levitikus 17 vers 11 gelees het. Levitikus wat sê, omdat die lewe van 'n liggaam in die bloed is. Die lewe is in die bloed. Die tweede voorbeeld wat ek volgende wil noem, is gesondheidsvoorskrifte. Nou daar is so baie van hulle, julle as ek gesê het, as julle die Pentateeg gaan deurlees, ek staan partykeer verstom oor die detail wat die Here ingaan oor gesondheidsvoorskrifte. En wat my partykeer kwaad maak vandag is, hoe mense stry oor hierdie voorskrifte. Maar daar's ook mense wat vandag stry oor mag ons vark eet of nie. Nou as jy verstaan die gesondheidsredes, as jy die higiëne verstaan agter dit, dat dit geskryf is vir die mense in daai tyd as gevolg van hulle omstandighede, sal baie van hierdie kwessies uitgesorteer word. Baie van daai goed, moet ek sê, is tot vandag toe nog waar. Baie van die goed was nodig vir as gevolg van die omstandighede waarin hulle geleef het. Maar die beginsels van die gesondheidsvoorskrifte staan vas en word bewys en bevestig deur die wetenskap. Nou, een van die oudste mediese geskrifte wat beskikbaar is die Ebers Papyrus. En dit is 'n versameling van Egiptiese mediese kennis, wat omtrent gedateer word hierso in 1550 voor Christus. En dit is 'n boekrol van ongeveer 700 rate. Vir elke kwaal en siekte van 'n krokodilbyt tot 'n toonalpyn. Maar die ding is, baie van hierdie rate is eintlik net oneffektief. Maar ongelukkig, baie van hierdie rate was uiters gevaarlik. Soos hier's byvoorbeeld een. Hulle het geglo dat as jy 'n wond het, jy menslike uitwerpsel op dit moet sit. Nou ons dink, ew, disgusting, hoe ons lag daaroor, maar dit is rarig hoe hulle wonde in daardie tyd behandel het. Dit is wat hulle gedink het, en ons weet vandag, nee. Nou is iets baie interessant. Omtrent dieselfde tyd wat hierdie Egiptiese mediese geskrifte geskryf is, dis omtrent in dieselfde eeu geskryf as die eerste 5 boeke van die Bybel, van Moses en die wette. Nou ek hoop julle sit gou vinnig 2 en 2 bymekaar. Waar het Moses groot geword? In Egipte. So Moses het groot geword in die huis van Farao. Wat beteken dat hy het definitief geweet van hierdie Egiptiese mediese skrifte. En ons lees dit in Handelinge 7 vers 22, wat ek wil hê ons moet nou saam lees. Dit sê, Moses was opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. Hy was bekend met die geneesere van Egipte. Maar in teenstelling met hierdie Egiptiese rate, kom gee die Here vir Moses die wet. 'n Wet wat voor sy tyd was en 'n wet wat amper in kontras was met wat hy geleer is. Want kom ons vat gou weer hierdie voorbeeld. Wat het die Egiptenare gesê moet jy doen as jy 'n wond het? Sit menslike uitwerpsel op. En hier kom God en hy sê, nee. En hy is baie spesifiek. Gaan lees in Deuteronomium 23 vers 13. Die Here is so spesifiek, hy sê, gaan vat jou grafie, gaan buite die kamp, gaan begrawe jou ontlasting daar, gaan spoel jou af met water, en dan kan jy weer in kontak met iemand anders kom. En dit klink nogal soos baie wat ons vir ons kinders leer vandag. Spoel die toilet, begrawe, en gaan was jou hande. Nou weer eens, hierdie klink dalk vir jou, ag, hoe's dit nou belangrik? Julle,
in daardie tyd was hierdie 'n uiters gevorderde voorsorgmaatreël wat nie regtig geken was nie. Want hierdie het hulle gehelp om hulle waters vry te hou van besmetting. En sodat daar nie siektes versprei gaan word deur vliee en allerhande diarree siektes. Ons weet hoe vinnig word dit aangesteek. En wat so hartseer is, ons dink, ag ja, maar dit was in die ou tyd. Daar is miljoene mense wat vandag nog sterf in lande waar hierdie voorsorgmaatreëls nie getref word nie. Nooit gedink ek sou hieroor praat van die kansel nie. Maar die Here het ons stelsel gemaak. Die volgende voorbeeld wat ek wil gebruik is kwarantyne. En nee, ek gaan nie COVID 2020 opbring nie. Ek wil actually in die 14de eeu teruggaan. In die 14de eeu het die swart dood of the Black Plague het uitgebreek. En die Europese nasie was amper uitgeroei. 1 in 4 mense het dood gegaan as gevolg van hierdie plaag. En dit was nie dokters en wetenskaplikes wat die plaag onder beheer gebring het nie. Dit was die kerk. Die kerk het die plaag onder beheer gebring. Hoekom? Want hulle het die wette van Moses verstaan. Hulle het geweet dat die Here vir die Israeliete gesê het wat om te doen as daar siektes is wat aansteeklik is. Hulle moet onder kwarantyne geplaas word. Nou asseblief, julle moet onthou, die mense in die Bybel het niks verstaan van virusse en kieme nie. Hulle het net die woord van God gevolg. Hulle het nie wetenskap gehad en al hierdie goeters verstaan nie. Dis het die Here het gesê ons moet doen, so ons doen dit. En het gewerk. En julle gaan lees gerus die hele Levitikus 13. Die rede hoekom ek weet baie van ons raak nie opgewonde oor die wette en goed nie, maar die rede hoekom ek opgewonde raak, because my God is a God of detail. In die hele hoofstuk praat hy oor velsiektes wat aansteeklik is. En dan sê hy, okay, so as die wond so lyk, dan het dit erger geword. Maar as die wond so lyk, dan het dit beter geword. En jy moet so lank jouself afsonder voordat jy weet, rein is en jy gesond is. Die Here is so spesifiek. Net 2 hoofstukke voor dit in Levitikus 11, word daar spesifiek gepraat oor diere, as enige dier doodgaan, en hulle vir 'n siekte, en hulle weet nie hoekom nie, is daar spesifieke reëls wat hulle moet volg. Hulle klere moet of vernietig word of gewas word, om seker te maak dat daai siekte van die dier nie oorgedra word na die mens toe nie. Die Here was so ongelooflik spesifiek. En ek wil afsluit met die laaste voorbeeld. Iets wat so klein is, insignificant. Jy gaan probably dink, was daar 'n tyd wat iemand nie daarin geglo het nie? Hande was. In die 1800s was daar 'n geneesheer in Wene. En hy was in beheer van 'n hospitaal waar swanger vroue na gekom het om hulle gereelde ondersoeke te hê. En onmiddellik na 'n ondersoek het meeste van die swanger vroue doodgegaan as gevolg van infeksie. En hierdie geneesheer was regtig, hy het oor 'n lang tydperk, het hy na al die verskillende redes gekyk oor hoekom kan dit wees? Is daar iets fout met die hospitaal? Is daar iets in die lug? Wat ook al, hy het al oor die redes gekyk. Tot hy op 'n dag begin agterkom het, dat die ander dokters en verpleegsters in 'n gewoonte was, om aan die swanger vroue en pasgebore babas te raak, sonder om ooit hulle hande te was, nadat hulle aan ander dinge gevat het en by ander plekke was. En hy dog toe, kom ons toets hierdie teorie. Kom ek maak 'n reël, en ek sê almal moet hande was, voor jy aan iemand raak, moet jy hande was. Dis 'n reël. Die dokters was baie kwaad vir hom.
Hoekom? Want hulle het gevoel dit vertraag nou hulle werk. Want nou moet ek elke keer as ek aan 'n handvatsel gevat het, moet ek eers my hande gaan was voor ek aan 'n pasiënt gaan vat. Hulle was kwaad vir hom, maar raai wat? Minder mense dood te gaan. Meer babas was gered. En tot vandag toe is daardie reël nog gevestig in die mediese wetenskap. Maar die Bybel was die voorganger. En hoe weet ek dit? Gaan lees in Numeri. Numeri 19 gee die Here 'n hele paar voorbeelde, waar hy sê, as jy aan hierdie geraak het, gaan spoel jouself af, dan sal jy rein wees. Gaan was jou hande, as jy aan hierdie geraak het, doen dit. Die Here is die een wat al klaar geweet het. Was maar jou hande. Dit is 'n goeie idee. Nou as ons nou al hierdie beginsels kyk, as ons kyk na lewe in die bloed, as ons kyk na kwarantyne, as ons kyk na die afgesonderde tyd wat 'n persoon moet deurgaan sodat die bakterieë kan doodgaan, as ons kyk na om jou hande te was, as ons kyk om jou klere te verander. Hoe het Moses hierdie dinge geweet as hy die teenoorgestelde geleer was in Egipte? Hoe? En ek gaan vir julle 'n vers lees wat julle nooit gedink het julle gaan hoor as 'n antwoord op hierdie nie. Maar toe ek hierdie vers weer lees en ek kyk na hierdie vers deur die oë van die mediese wetenskap en net deur wetenskap, besef ek, Here, ons beperk U selfs in ons verstaan van 'n vers. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif, ja, selfs Levitikus 13, selfs Deuteronomium, selfs Numeri, is deur God geïnspireer. En is nuttig om ons te onderrig om hande te was. Om die verkeerde te weerlê. Om ons te reg te wys. En om die regte leefstyl by ons te kweek. Die hele skrif is daar om ons te leer, selfs oor wetenskaplike beginsels. Nou julle, dit vat regtig geestelike en emosionele volwassenheid om die waarheid te wil gaan soek. Want ek hoor aan die een kant te veel mense wat sê, ag, ek gaan dit nou maar net los. Ek weet niks is in elk geval waar nie, die wetenskap verander, ek gaan nie die waarheid soek nie. Julle, nêrens sê die woord van God ons moenie die waarheid soek nie. Dat ons nie kennis moet hê nie. Kennis sonder wysheid is 'n ander ding, maar my people perish because of a lack of vision, because of a lack of knowledge. So ons moet die waarheid soek. Maar dit vat ook volwassenheid om te besef dat ons gaan nie altyd alles weet nie. En dit frustreer party mense. Ons gaan nie altyd alles weet nie. En ek is so lief vir hierdie stelling wat Albert Einstein gesê het. Hy sê, God is an infinitely superior spirit that reveals himself in the little that we, with our weak and transitory understanding, can comprehend of reality. Die Here maak homself aan ons bekend. Ons is net baie keer beperk. En ek wil hierdie stelling maak, wil sê, ons probeer om die grootheid van God te begryp met ons denke. Wanneer ons intellek nie eers die kompleksiteit van sy skepping kan deurgrond nie. Laat dit gou insink. Ons wetenskap, die hande van sy werk, ons kan dit nie eers verstaan nie. So hoeveel beperk ons dan nie die skepper van die skepping nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy gaan nie die grootheid van God noodwendig net besef deur jou denke en jou intellek nie. Dis iets in jou gees wat moet gebeur. Ek wil afeindig met 'n stelling van Donald Henry Rumsfeld. Hy het gedien as 'n oud minister van verdediging in Amerika. En hy het hierdie stelling gemaak wat vir my so mooi pas met in ons verstaan oor God en die wetenskap. Hy het gesê,
There are known knowns. Daar's dinge wat ons weet. Wat ons weet. There are things we know that we know. And there are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we don't know we don't know. Dis hoe groot ons God is. En dit beteken nie ons moet hom nie soek nie, dit beteken ons moet hom soek. Nou ons kan sien hoe vandag daar is baie Bybelse stellings wat al klaar akkuraat bewys is en bevestig is deur wetenskap. Maar ons weet ook, ons is nie ignorant nie, ons weet ook daar is stellings in die Bybel wat nog nie deur die wetenskap bevestig is nie. Maar net omdat iets onbewysbaar is, beteken dit nie dat dit onwaar is nie. Ek gaan dit weer sê. Net omdat iets nou onbewysbaar is, beteken dit nie dat dit onwaar is nie. Die wetenskap meet net die fisiese. So die wetenskaplike bewyse word beperk deur ons menslike perke, ons menslike vermoë. Maar daar is geen manier wat die wetenskap ooit die bestaan van God kan weerlê nie. Geen moontlikheid daarvan nie. Hulle kan nie sê dat diere nie bestaan nie. Because how can we measure an unlimited God with limited science? How can you comprehend the fullness of the Creator by only observing a portion of His creation? Ons kan nie. En dit is waar ek hiermee wil los vanoggend, want ek weet dat ek weet, wat ek weet, dat die groote, almagtige, alomteenwoordige, alwetende, alsiende, alwyse, onveranderlike, onbeskryflike God en Skepper homself aan jou wil openbaar vanoggend. Ek weet dat hy 'n persoonlike ontmoeting met jou wil hê. Ek weet dit. En ek kan net hoop en bid dat wetenskap net 'n manier sal wees om te wys na hom. Dis nie teen hom nie. Dit wys na hom. Maar wat ons nodig het in vandag se tyd is 'n persoonlike ontmoeting met Jesus. En ek weet nie wie van julle is vanoggend reg om hom te ontmoet nie. Ek weet nie wie van julle het al ooit iemand ontmoet wat jy regtig respekteer, iemand wat jy amper voel, ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie of jy al so iemand ontmoet het nie. Maar ek wil vir jou sê, as Jesus hier moet instap, as ek voor sy troon moet staan, dink ek nie het kan vergelyk met hoe ek voel as ek iemand anders respekteer nie. En ek dink regtig partykeer ons maak Jesus kleiner in ons lewe. He is unlimited. En ek wil hê jy moet besef dat hierdie groote God, hy laat jou nie net toe om voor hom te kom buig nie. Hy laat jou vanoggend toe op sy skoot te kom sit. Hy laat jou vanoggend toe om in sy arms in te hardloop. Wat 'n voorreg het ons nie. En kan ons net vir 'n oomblik, ek wil nie ons moet mis wat die Here wil doen vanoggend nie. En ek wil vra dat elkeen van ons rarig, as dit jou help om jou oë toe te maak, dit is nie 'n vereiste nie,
wat ook al jou nou gaan help om te fokus op hierdie groot God. Ek wil net hê jy moet jouself begin indink. Wanneer jy voor 'n groot berg staan en jy in verwondering staan, of wanneer ek in die aande buite gaan staan en ek sien die sterre en ek dink aan daai gedig wat sê, o God, die sterre. Ek kan hulle nie beskryf nie, ek kan hulle nie verstaan nie. Ek is nie 'n wetenskaplike nie, maar daar's soveel dinge in natuur wat vir my te groot is om te verstaan. En ek wil hê jy moet vanoggend besef dat dit is die skepper van al daardie groot dinge wat vanoggend by jou wil kom stil staan. En soos wat jy in verwondering kan wees oor 'n sonsondergang wat my asem wegvat. Dis skepping. Dit is die handewerk van die skepper, maar dit is nie die skepper self nie. En ek dink party van ons het so vergenoegd geraak met die kleinheid van dinge om ons, of die algemene dinge om ons, dat ons vergeet ons het te maak met die skepper. En so daar waar jy is, begin net vir die Here vra, Here, kom wys my hoe groot U is. Kom herinner my aan tye wat ek moes terugstaan en moes sê, Here, maar hierdie is 'n wonderwerk, ek kan dit nie verduidelik nie. Kom vra vir die Here vanoggend om vir jou te wys in die geestesoog, want ons mag maar, ons is nie net fisiese mense nie. Here, kom wys vir my, ek wil sien in die gees, die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor die hele aarde en heelal regeer. Ek wil U sien vanoggend. Ek soek 'n persoonlike ontmoeting met U vanoggend. En ek wil vra, daar waar jy nou is, vra vir hom wat jy nodig het. Vra vir hom wat jy begeer.